In die afgelope 14 episodes van Hersien het ons die eerste verhaal van Exodus bespreek. Dit waarna die titel verwys, The Exodus, The Departure, hierdie trekproses uit Egipte uit, sodat jy iets in Kanaan kan betree. En met hierdie episode vandag begin ons met die tweede verhaal van Exodus, waar God 'n verbond sluit met die Israeliete op die berg Sinai. Die skrif noem dit ook die berg Horeb. Die woord Sinai beteken mooi genoeg thorny. It is a mountain full of thorns. God bring jou uit Egipte uit tot op hierdie punt, waar hy jou ontmoet op die berg Horeb, 'n berg vol dorings, vol teenstand. En dit is hier waar God 'n verbond met jou persoonlik sal oprig. Wanneer jy soos Moses die berg vol dorings kan uitklim en God daarbo gaan ontmoet. Want God woon nie hier op die gelyke oppervlakte van die grond waar al die Israeliete kamp nie. God woon daarbo en hy ontmoet jou as jy soos Moses bereid is om jou weg deur die dorings te vind. Sy stem word eers weer hoorbaar vir jou, wanneer jy soos Moses hierdie groot doring in jou lewe kan uitklim en oorwin. Welkom by Hersien, die Bybelstudiegroep waar ons die Bybel lees, ontleed en 'n totale nuwe verstaan begin kry. In die derde maand van die uittog van die kinders van Israel wat uit Egipte uittrek, op daardie selfde dag het hulle in die woestyn Sinai aangekom. Dit neem jou 3 maande om hierdie woestyn te betree. Die getal 3 speel vir ons 'n baie belangrike rol deur die skrif en dui maar op geestelike volwassenheid. Jesus se bediening byvoorbeeld het begin toe hy 30 jaar oud was. Wanneer ons kyk na die tabernakel en die tempel, lees ons dat daar 3 verskillende vertrekke is en die derde vertrek dui op jou allerhoë roeping in Christus. Maar die belangrikste plek waar ons van hierdie getal 3 of 30 lees, is met die kruisdood van Jesus. Jesus het op die 3de dag uit die dood uit opgestaan. So hierdie getal 3 word vir jou in die skrif 'n simbool van progressie, maar ook om vanuit die dood uit op te staan tot ware lewe. So om tot by die woestyn Sinai te kom, verg iets van jou, in terme van 'n geestelike volwassenheid, in terme van 'n verdiepte verhouding met die Vader. Die Israeliete het uit Rafidim opgetrek en in die woestyn Sinai gekom en daar laar opgeslaan. En Israel het teenoor die berg laar opgeslaan. Maar die Engels sê dit vir ons eintlik mooier. Hy lees, and Israel camped before the mountain. En so het Moses die berg opgeklim na God toe. En God het vir Moses van hierdie berg af geroep en vir hom gesê, so moet jy spreek met die huis van Jakob. Hierdie is wat jy moet verkondig aan die kinders van Israel. Julle almal het gesien wat ek met die Egiptenare gedoen het en hoe ek julle almal op arensvlerke gedra het en tot by my gebring het. As julle dan terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom wees onder die volke, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Moses moet al hierdie woorde met die kinders van Israel gaan meedeel. En Moses het die oudstes van Israel bymekaar geroep en die woorde van God met hulle gedeel. En so het dit versprei tot die hele volk toe. En die hele volk van Israel het eenparig gesê, alles wat die Here gespreek het, dit sal ons doen. Nou dit is eintlik interessant, die Israeliete kamp vir 'n jaar lank by die berg Sinai. 'n jaar van die 40 jaar het hier afgespeel. Die res van Exodus en die hele Levitikus speel hier af, by hierdie berg. Nou hoor wat sê die skrif so mooi in vers 3 vir ons.
Moses het hierdie berg opgeklim na God toe. God woon bo op hierdie berg Horeb of Sinai, die berg vol dorings. Dit is sy blyplek, sy ewige woning. Ons lees baie mooi van hierdie woning van God in Eksodus 3. Toe Moses voor die verskyning van die doringbos staan, die doringbos in die vuur wat nie verteer nie. Hierdie alles vind plaas op die berg Horeb. Ons lees dan verder in Deuteronomium 33 dat God woon binne-in hierdie doringbos. Nou dis 'n lieflike beeld wat die skrif vir ons hier gee. God woon bo op hierdie berg vol dorings. Dit word vir my en jou 'n sleutel hierdie, om al die verskillende wonings van God deur die skrif te vergelyk en gelyk te stel aan mekaar. Die eerste een waarmee ons bekend gestel word is in Genesis 2 en 3, die tuin van Eden. 'n Ewige woning wat God geskep het vir die mens om in te woon, in sy perfekte wil. God woon binne in hierdie tuin wat die mens verloor het. In Eksodus 25 woon God in die allerheiligste vertrek, daar waar die ark van die verbond staan. Nou hierdie is net so 'n merkwaardige vergelyking wat die skrif tref, wat ek en jy moet kan sien en gelykstel aan mekaar. Die tuin van Eden, die allerheiligste vertrek, die berg Horeb, is nie 3 verskillende wonings van God nie, dis dieselfde plek. Die skrif gaan nog selfs verder in Psalm 115, waar Dawid praat in vers 3 en hy sê, God woon ook in die hemele. Vers 16 sê mooi, die hemele is hemele vir die Here. Hierdie berg wat Moses kan uitklim is nie net sommer 'n berg in die woestyn nie. Dis 'n heilige ontmoeting tussen God en Israel. So verstaan vandag hierdie kragtige gedagte wat God vir ons gee. Wanneer Moses die berg vol dorings kan uitklim, betree hy iets rondom sy hoë roeping in Christus. Hy betree iets rondom die allerheiligste vertrek, daar waar God woon. Hy betree iets rondom die tuin van Eden. Hy betree iets selfs rondom die hemele, vandag in die vlees, wanneer hy die vermoë dra om God te kan sien en hoor, uit die doring uit praat. Nou ons het al baie gepraat oor wat hierdie dorings in jou lewe verteenwoordig. En ewe skielik is dit nie net meer een doring of 'n doringbos nie, hierdie doringbos word 'n berg in jou lewe. Word gesimboliseer deur die berg wat jy moet kan opklim om God te kan vind. En sonder twyfel, geliefdes, is hierdie openbaring oor die dorings, die een openbaring wat my persoonlik die meeste rig, want dit kom open my oë en my ore, om God te kan sien en hoor in my alledaagse, moeilike omstandighede. Paulus definieer vir ons hierdie dorings in 2 Korintiërs 12. Hy sê oor die voortreffelikheid van die openbaring is vir my 'n doring in die vlees gegee. En hy sê dan, dit is die engel van Satan, om my met die vuis te kom slaan, sodat ek myself nie verhef nie. Jou doring is jou teenstander. Jou doringbos, soos in die verhaal van Moses, is die versameling van teenstand in jou alledaagse lewe. Dit is alles waarmee jy sukkel, al die struikelblokke op jou weg. En die beauty van dit wat Paulus hier sê, is dat hierdie teenstand, hierdie dorings, is God gegewe vir jou. Vir jou is dit geskep, sodat dit iets in jou hart kan kom bewerk. En wanneer jy hierdie verhaal van Eksodus 19 lees, uit hierdie nuwe perspektief uit, met hierdie nuwe bril van wat die berg werklik simboliseer, dan breek dit vir jou 'n wêreld oop. Dis eintlik so mooi as ons Eksodus 3:12 lees. Wanneer God vir Moses roep om die Israeliete te verlos, gee hy dan uitdruklik opdrag aan Moses en sê, wanneer jy hulle verlos het, moet jy hulle bring, sodat hulle my by hierdie berg kan kom dien. God bring hierdie volk by dieselfde plek uit, waar Moses was in Eksodus 3, 'n proses waardeur Moses moes gegaan het, waar hy as persoon die berg moes kon opklim, om God werklik vir die eerste keer te kon sien en hoor, uit die doringbos uit praat. Hierdie volk moet nou ook, soos Moses, God kan hoor en sien, en ken en dien, op hierdie berg vol dorings, vol teenstand, vol struikelblokke.
En God sê eintlik vir hulle, as julle my nie kan dien op hierdie berg nie, as julle my nie kan sien en hoor uit die doring nie, dan kan God nie hier 'n verbond met hulle sluit nie. Dan kan hulle nie verder trek na hulle belofte toe nie. Nou is 'n baie interessante ding wat dan plaasvind. God se behoefte is natuurlik dat die hele volk hierdie berg moet kan opklim sodat God 'n verbond met hulle kan sluit op die berg. Maar God sê, hierdie volk is onrein. Dit wat Egipte in hulle gedeponeer het, het hulle onrein gemaak en dit vind steeds gestalte in hulle. Voordat hierdie volk die berg kan opklim, moet hulle geheilig word vandag en môre en hulle klere moet gewas word. En hulle moet hulle self gereed hou vir die derde dag, want op die derde dag sal God voor al die oë van die kinders van Israel op hierdie berg Sinaï afdaal. En God sê dan vir Moses, jy moet 'n grens om hierdie berg stel, sodat die volk nie na my toe kan opklim terwyl hulle nog onrein is nie. As jy hierdie berg opklim of selfs net aan sy voet raak, sal jy sekerlik sterwe. Nou voordat ons verder gaan, hierdie is so 'n belangrike woord vir ons almal, 'n woord vir hierdie seisoen in ons lewens. Daar is 'n grens wat God vir jou stel, volgens die maat van jou onreinheid, wat jou verhoed om die berg van die Here te kan opklim. Omdat die onreinheid 'n woning in jou hart gevind het, kan jy hom nie ken nie. Daarom gee God vir die volk op die berg Sinaï die verbond, die 10 gebooie, wat hier die wette is wat die volk moet nakom. En wanneer hulle dit nakom, sal hulle skoon, rein verklaar kan word. Ons lees dan verder in Exodus van hierdie tabernakel wat God oprig vir die volk, die plek van aanbidding. Maar meer belangrik is dit die plek van reinigmaking, waar jy gesuiwer word van alles wat Egipte in jou kom deponeer het en wat jou onrein maak. En hierdie tabernakel het 3 verskillende stappe van hoe jy skoon gewas moet word. Want wanneer jy hierdie derde vertrek betree, jou hoë roeping in Christus betree, die allerheiligste vertrek betree, of noem dit nou, die berg Horeb betree, mag daar geen onreinheid in jou wees nie. Nou Dawid se woorde in Psalm 24 sluit so mooi aan met hierdie gebeurtenis. Dawid sê mooi, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy skep hierdie baie mooi vergelyking vir ons, dat hierdie berg van die Here, hierdie berg Horeb, is die heilige plek wat God vir jou berei. Dawid sê dan verder, dit is hy wat rein is van hande en suiwer is van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Dit wat jou onrein maak en jou verhoed om die berg van die Here uit te klim, of om te staan in die heilige plek wat hy vir jou as persoon berei het. Dit is alles wat ons hart en ons verstand bedink, wat God nie behaag nie. Dit is alles wat ons hande doen, wat nie in God se volmaakte plan vir ons is nie. Dit is al die valsheid wat ons spreek, die bedrog op ons lippe. Nou hierdie sluit so mooi aan met Jesaja 59 vers 2, waar Jesaja profeteer en sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur, 'n grens geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed gevlek, en julle vingers met ongeregtighede. Julle lippe spreek leuen, en julle tong fluister onreg. Nou geliefdes, as dit jou nie laat sit op die punt van jou stoel nie, weet ek nie wat sal nie. Want God probeer ons hier attent maak op aspekte in ons lewe, wat ons almal onrein maak. Dinge wat ons bedink en dinge wat ons doen. In die volgende paar episodes van Hersien, kyk ons in diepte na al hierdie fasette en aspekte in ons lewe wat ons onrein maak. Maar ook hoe God ons kom skoon was, sodat dit waarvan Dawid spreek in Psalm 24, die waarheid kan word van ons. Dat ons kan getuig en sê, ons hart is suiwer en ons hande is skoon. Ons kan staan in hierdie heilige plek wat hy vir ons berei het. Nou kom ons beweeg gou vinnig terug. Moses ontvang hierdie woord van God af, wat sê dat die volk onrein is. Hulle kan nie die berg opklim na hom toe nie, hulle sal sekerlik sterwe.
Moses neem hierdie woord en vat dit na die volk toe, en Moses heilig die volk. En die hele volk was hulle klere. Hulle is besig om ontslae te raak van die onreinheid wat in hulle woon. En op die 3de dag was daar donderslae en blitse en 'n wolk op hierdie berg, en die geluid van 'n baie sterk bassein. En almal wat in die laar was, die hele volk, het gebewe. En Moses het die hele volk uit die laar uitgelei om God te ontmoet. En hulle almal het gaan staan teen die voet van die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here daarop neergedaal het in 'n vuur. En die rook van hierdie vuur was soos die rook van 'n oond, en hierdie hele berg het gebewe. En toe die geluid van die bassein al sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het telkens hardop hom geantwoord. En dan gebeur hier die peculiar ding, wat amper die klimaks van die hoofstuk is. Terwyl die Here neerdal op die berg, op die top van die berg, het die Here Moses geroep na hierdie toppunt van die berg toe, en Moses het opgeklim. Ou man, hierdie oomblik van Moses, laat iets in my bewe. Dit laat my staan in die vrees van die Here. Want jy het hierdie duidelike onderskeid tussen die Israeliete en Moses. Van almal in die hele volk is Moses die enigste een uit 6 miljoen, wat bereid is om hierdie berg van die Here uit te klim. Die groot gros groepering mense, wat ook maar gelowiges is, staan almal hier by die voet van die berg. Hulle sien die verskyning van God raak, hulle sien sy heerlikheid, hulle sien hom. Maar die vrees om hierdie groot doring in hulle lewe uit te klim, oorweldig hulle. Daarom kan hulle hom nie ontmoet nie. Hulle sien nie kans om hulle eie lewe neer te lê, om hom werklik te vind nie. Die enigste een onder hierdie hele volk, wat hierdie berg van die Here kan en wil uitklim, en wat bereid is om die berg uit te klim, is Moses. En hy ontmoet God daarbo, daar waar die blitse en die donderslae hom oordek, daar waar hy in die vuur van die lewende God staan, daar waar die storms van sy lewe hom oorweldig, daar binne ontmoet hy en ken hy vir God. Nou die sleutel wat die skrif vir ons gee om hierdie gebeurtenis te verstaan, is die feit dat die bassein hier geblaas word. Dis die eerste keer in die skrif wat die woord bassein voorkom, maar deur die res van die skrif speel die bassein 'n baie belangrike rol. Ons kry 'n sleutel daarvan in Joël 2:1, waar Joël profeteer en sê, dit is op die dag van die Here wat die bassein geblaas word. So elke keer wat die bassein in die skrif blaas, is dit 'n simbool vir jou dat die dag van die Here aangebreek het. Hierdie term, die dag van die Here in die skrif, word elke keer gebruik wanneer daar gepraat word van die wederkoms. Ons lees baie mooi van hierdie dag van die Here, of die dag wanneer die bassein blaas, op 2 prominente plekke in die Nuwe Testament. Die eerste ene is in 1 Tessalonisense 4:16. En versoen hierdie skrif dan nou met dit wat plaasvind op die berg Sinaï. Paulus skryf mooi en sê, die Here sal self uit die hemel uit neerdal, met die stem van die aartsengel en die geklank van die bassein van God. En almal wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Paulus praat dan weer oor hierdie in 1 Korintiërs 15:52, waar hy mooi sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, met die laaste bassein, want die bassein weer klink. En die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Nou geliefdes, met hierdie 2 skrifte van Paulus, breek dit vir jou 'n nuwe wêreld oop. Dit bring 'n diepgang aan hierdie verhaal van Eksodus 19. Want daar is 'n verskyning, daar is 'n dag van die Here, daar is 'n wederkoms wat plaasvind in die Israeliete se midde, terwyl hulle nog in die vlees staan en lewe. En die beauty van dit wat God hier probeer verduidelik, is dat hierdie dag van die Here of wederkoms nie lyk soos wat hulle dit verwag het nie.
In hierdie verhaal lyk dit soos 'n berg vol dorings. Dis 'n groot doringbos waarmee hulle gekonfronteer word. Dis 'n berg vol vuur en rook en storms en blitse en donderslae. En soos wat Paulus mooi sê in 1 Korintiërs 15, hierdie dag, hierdie oomblik, moet iets in jou verander. Jy moet vanuit die dood uit opstaan tot ware lewe. Maar dan moet jy soos Moses hierdie berg kan uitklim. En jy moet soos Moses God daarbo kan ken. As jy hieronder soos die volk bly en staan teen die voet van die berg, sal niks in jou verander nie. Jy sal hom nie ken nie. Die skrif gaan dan verder in Hebreërs 4 en verduidelik vir ons dat hierdie dag van die Here wat vir jou aanbreek, die oomblik wanneer jy soos die Israeliete staan teen die voet van die berg en hierdie berg moet uitklim, die oomblik wanneer die wederkoms vir jou aanbreek, is nie iewers ver in die toekoms nie. Hy sê hierdie dag is vandag, wanneer jy sy stem kan hoor en jou hart nie verhard nie, wanneer jy nie verval in die verbittering nie. Vandag staan ek en jy teen die voet van hierdie berg Horeb en word ons gekonfronteer met die daaglikse dorings wat ons aan ons sy kom steek, met die daaglikse vuur wat die vlees weg verteer, in die daaglikse storms en blitse en donderslae. Hierdie is verskynings, hierdie is 'n wederkoms, waar God jou wil kom ontmoet. En daar is 'n besluit wat ons moet maak vandag, geliefdes. Is ons soos die Israeliete wat bly staan teen die voet van die berg, daar waar die gelyke oppervlakte is, waar ons gemaklik kan loop? Word ons oorweldig soos hulle met die vrese wat aan ons deur kom klop? Of is ons soos Moses wat hierdie berg van die Here kan uitklim en God daarbo op die top van die berg vind, te midde van die dorings en die vuur en al hierdie onstuimige storms in ons lewe? Dien ons hom te midde daarvan, want dit is baie keer waar hy woon. Dankie vir julle tyd vandag. Ek sien julle in die volgende episode. Liefde.